Okay, so kom ons praat 'n bietjie oor die H. Dis die hart van Shape. Dis jou passie. Ons het nie almal dieselfde passies nie, maar is dit nie interessant dat die goeie waar ons passievol is, trek my na groepe mense wat dieselfde passie het. En ek kan dieselfde passie hê as ander mense wat nie kinders van die Here is nie. En dis waar die sleutel is, presies net daarso. Maar okay, kom ons kyk eers. Wat is passie? Passie is daai goed wat my opgewonde maak. Ek wil vir jou vra, waar is jy passievol? Jy moet dalk 'n lys maak van die goed waar jy passievol is. Partykeer is dit meer as een ding. Partykeer is my lewe so gefokus op een ding waar ek passievol is. Ek het nie plek nie. Dis gewoonlik die goed waar jy jou aftyd spandeer. Jou tyd wat jy 'n stokperdjie het, jy beplan jou vakansies daarom en dis jou goed waar jy absoluut passievol is. Dis die goed wat jou adrenalien laat pomp. Dis die goed wat jou opgewonde maak. Nou, dit kan enigiets wees. Mense se passies verskil. Party mense is dit sport, party is visvang. Party is 4x4 ry, party is dit mes maak, party is skiet, party is speletjies speel. Dit maak nie saak wat dit is nie. Jy moet net weet waar is jy passievol. Solank dit wettig is en stigtelik is binne die raamwerk van die skrif. Nou, mag 'n kind van die Here passievol wees? Mag 'n kind van die Here 'n passie hê vir goed wat nie in die Bybel is nie en nie in die kerk is nie? Natuurlik binne die raamwerk van die skrif. Dit moenie sonde wees nie, dit moenie onwettig wees nie, maar daar's 'n voorwaarde. En hierdie is die groot voorwaarde wat jy jouself moet evalueer. 1 Korintiërs 10 vers 31 sê, of jy eet en of jy drink of wat ook al jy doen alles tot eer van die Here. Hierdie ding moet nie Hierdie ding waar ek passievol is, moenie my huwelik skade doen nie. Dit moenie my verhouding skade doen nie. En dit moet beslis nie my aandag van die Here aftrek nie. Ek moet dit kan doen met 'n skone gewete voor die Here dat ek lief is vir hom en dat hierdie ding nie 'n afgod raak nie. Kolossense 3 vers 17 sê, wat jy ook julle sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Met ander woorde, daai passie wat jy het, jy moet dit kan geniet, maar jy moet kan weet, jy geniet dit met matigheid, saam met die Here en hier is die belangrike ding. Ek wil jou uitdaag om jou passies, maak nie saak hoe sekulêr dit is nie, te integreer met jou verhouding met die Here. En jou verhouding met die Here weer terugvat na jou passie toe, sodat daar waar jy is, jy 'n kind van die Here is. Wat 'n wonderlike ding om daar waar jy is, by watter klub jy ook al is, dit 'n skaakklub, rugby of waar ook al, wat jy Jesus daar kan aktief uitleef saam met mense wat dieselfde passie het as jy, maar nie noodwendig Jesus ken nie. Dit maak 'n ideale geleentheid vir jou om Jesus met mense te deel. So, hoe wend ek my passie aan tot eer van die Here? Ek wil vir jou 'n paar maklike stappe gee. Hier's 4 stappe en jy moet dit dalk neerskryf. Eerstens, maak 'n lys van wat jy geniet en waar jy passievol is. Wees bewus van wat dit is. Skryf dit neer en sê, hoorie, hier's die goed waarvan ek hou. Hier's die goed wat as ek tyd het en as ek geld het, baie keer is dit die kwessie. Hier's die goed waarby ek sal betrokke wees. En dan stap nommer 2 is verken jou opsies. Dink 'n bietjie. Hoe gaan hierdie goeders, hoe gaan ek hierdie goeders gebruik? Hoe gaan ek na my jy moet tog iewers inskakel, dit help nie. Jy lees dit, jy kyk net YouTube video's daaroor nie. Jy moet tog tussen ander mense kom om dit uit te leef. En dan stap nommer 3 is werk 'n strategie uit om te sê, ek gaan hierdie passie uitleef, maar hierdie passie moet my op 'n plek sit waar ek Jesus kan deel. Werk vir jou strategie uit. Kry vir jou kunskap minis, skryf vir jou traktaatjies, skryf vir jou maniere hoe jy met daai mense koneksiepunte kan kry om by Jesus uit te kom. En stap nommer 4, iewers moet jy 'n stap van geloof neem en iewers moet jy Jesus deel. Nou, dit beteken nie jy moet elke ou wat jy raakloop met 'n Bybel oor die kop slaan nie, maar wat dit wel beteken is jy moet verstaan, jy gaan tussen mense kom wat dieselfde passie het as jy, maar nie Jesus ken nie. En jy mag dalk hulle laaste kans wees om te hoor van Jesus. En jy moet doelbewuste besluit in jou hart neem om daai tree van geloof te neem om Jesus te deel. Dit is hoe ons passie integreer met ons verhouding met die Here.